Die kan nooit op aarde ooit na waarde keer. Nochtans sal ek eeuwig sing ek weer en weer. Heilig, 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 heilig is die Goeiemôre aan almal op hierdie pragtige, mooi herfsdag en baie hartlik welkom in die huis van die Here. Nou, dit is nie regtig 'n kinderdiens nie vanoggend. Ek wil dit graag inrig as 'n gesinsdiens op hierdie besonderse Moedersdag. En twee dinge wat ek net aan die begin wil sê. In die eerste plek aan al ons moeders 'n baie, baie geseënde Moedersdag. Om moeder te wees is 'n besonderse voorreg, maar ook 'n besonderse verantwoordelikheid. So aan al ons moeders, ons hoop regtig julle het 'n lieflike dag. En nou wil ek net aan die kerkraad ook sê baie dankie en aan die leraars dat hulle vir hierdie ou man wat al binnekort as die Here wil 78 word die geleentheid gee om steeds die woord van die Here te bring. Dit bly is 'n voorreg om die woord van die Here te bring. En baie dankie aan die kerkraad en die leraars wat vir my by geleentheid hierdie kans bied. Ek vra dat ons nou sal stil word, net daar waar jy in die bank sit. Raak net stil en rustig, en so vir 'n half minuut. Gee jouself oor aan God. Maak seker en vra dat die Here jou in hierdie erediens op 'n baie besonderse wyse sal aanraak en dat jy sy woord sal verstaan. Kom ons word stil en daarna sal ek ons intrelied afkondig. Soos 'n wildsbok wat smag na water, smag my siel na U, o Heer. U alleen is my hart verlange en ek bring aan U die eer. U alleen is my bron van krag. In U teenwoordigheid wil ek wag. U alleen is my hart verlange en ek bring aan U die eer. Soos wat daar berge is rondom Jerusalem, so is die Here rondom sy volk van nou af tot aan alle ewigheid. Gemeente, kom ons sing hartlik saam. Ek het 'n lied gekies wat veral ook op ons kinders gerig is, en dit is dan 293 verse 1 en 3. Maar in 'n sekere sin is ons almal eintlik maar nog steeds kinders. Maar die Here het gesê, as jy nie soos 'n kindjie word nie, sal jy die koninkryk van God nooit binnegaan nie. Kom ons sing die eerste en die derde vers van lied 293. Jesus, neem ons kleine kinders met 'n hart vol liefde aan. Niemand mag dit ooit verhinder dat ons vry na hom toe gaan. Loof die Here, loof hom almal. Halleluja, amen.
Op verskeie plekke in die Bybel kry ons die Here se wet. Nou die belangrikste is natuurlik Eksodus 20 en Deuteronomium 5 wat amper 'n herhaling is van die Eksodus 20 woorde. Maar daar's enkele ander plekke waar van die profete of mense soos Paulus ook vir ons 'n kort opsomming gee van wat ons Vader van ons verlang. Nou ek wil vanoggend vir ons die wet opsom in die woorde van die profeet Micha. Micha hoofstuk 6 vanaf vers 6 tot en met vers 9. Micha vra hier, waarmee sal ek die Here tegemoet gaan? My neerbuig voor die verhewe God? Sal ek hom tegemoet gaan met brandoffers, met jaaroud kalwers? Sal die Here genoeg neem met duisende ramme, met 10.000 strome olyfolie? Moet ek my eersgeborene gee vir my oortreding, die vrug van my liggaam vir my eie sonde? Nou dis 'n vreemde stukkie as hy sê, moet ek my eersgebore gee vir my sonde? Destyds was daar die gebruik, veral onder die heidense volke, dat hulle oudste kinders geoffer het aan die vuurgod Moloch. Moloch was 'n vuurgod wat hulle dan wou behaag en daarom gee hulle selfs hulle oudste kinders as offer, so die kind word verbrand. En ongelukkig het party van die Israeliete ook hierdie gebruike begin navolg. En daarom vra hy, moet ek my eersgeborene gee vir my oortreding, die vrug van my liggaam vir my eie sonde? Maar dan kom hy met die antwoord en hy sê nee. Hy, God, het aan jou mens bekend gemaak wat goed is. Wat anders eis die Here van jou as om net te doen wat reg is, om troue liefde te bewys en om nederig die pad saam met jou God te loop. Nou as ons baie eerlik moet wees, dan dink ek bitter min van ons is altyd bereid en doen dit altyd dat ons net doen wat reg is, dat ons troue liefde bewys en dat ons nederig die pad saam met ons God loop. En as julle dan saam met my ook berou het oor elke keer wanneer ek dit nie doen nie, dan is dit gepas dat ons nou ons skuld sal bely. En ek vra dat julle saam met my sal sing en kom ons bedoel die woorde wat ons sing, die 3de vers van lied 239. Met my sonde las, hou ek u verdienste vas. Ek kom om vergeving vra, u het ook my skuld gedra. U geslaan tot heilsfontein, was my heiland, maak my rein. As ek en jy werklik opreg was, toe ons nou hierdie woorde gesing het en regtig bedoel het wat ons gesing het, dan is dit wonderlik om te weet dat die Here is bereid om te vergewe. En dit kry ons nie net in die Nuwe Testament nie, ons kry dit reeds in die Ou Testament, want in Psalm 103 hoor ons hierdie woorde: Hy, God, sal ons sonde nie bly toereken en nie vir ewig toornig bly nie. Hy handel met ons nie volgens ons sondes nie, vergeld ons nie vir ons ongeregtighede nie, want dan word die motivering gegee, hoekom is God bereid om ons te vergewe? Want staan daar so groot as die afstand tussen hemel en aarde is, so groot is sy liefde vir die wat hom dien. Wat 'n wonderlike vryspraak vir elke een wat opreg sy of haar sondes bely. En ons gaan nie vanoggend die geloofsbelijdenis doen nie, maar ons gaan gedeeltes en aspekte van ons belydenis vanoggend sing wanneer ons sing die woorde van Liedboek 219 vers 1 en vers 3. Kom ons staan terwyl ons dit sing.
Ek wil graag die woord van die Here aan julle bedien vanoggend uit Psalm 1. 'n Kort psalm, maar 'n baie wonderlike psalm wat vir ons vertel van die twee paaie wat jy as mens kan loop. Ek gaan lees vanaf die eerste vers, maar voordat ons lees, kom ons buig net die hoofde. Here, dis vir ons wonderlik om op hierdie pragtige herfsdag, na die lieflike reën, in u huis te kan wees. Dankie vir die voorreg dat ons as gelowiges so 'n plek het, waar ons tot stilstand kan kom, en kan luister wat die Gees vir die gemeente sê. Maar Here, nou is ons maar 'n ou swak klompie mense. Ek is 'n swakke mens wat u woord moet bring, en elkeen wat luister is ook 'n swakke mens wat u woord moet inneem. Maar ons wil bid, Here, dat u vanoggend regtig met ons sal praat. Dat u vir ons sal mooi verduidelik wat die Gees vir die gemeente wil sê. Want Here, ons, die diensknegte en die diensmaagde, is gereed om te luister. Amen. Psalm 1 sê, ek lees die 2020 vertaling, gelukkig is die mens wat nie die raad van goddeloses volg nie, op die pad van sondaars gaan staan, en nie in die byeenkoms van spotters sit nie, maar wat vreugde vind in die wet van die Here, en sy wet dag en nag mymerend prewel. Van die ouer vertalings het gesê, sy wet dag en nag oordink. So iemand sal wees soos 'n boom geplant langs watervore, wat sy vrugte op sy tyd gee, en waarvan die blare nie verdor nie. Alles wat hy aanpak, gedei. So is die goddeloses nie. Inteendeel, hulle is soos kaf wat die wind wegwaai. Daarom sal goddeloses nie kan opstaan tydens die regspraak, of sondaars in die byeenkoms van regverdiges nie. En dan kom ons by my teks vir my prediking vanoggend. Ja, die Here dra sorg vir die pad van regverdiges, maar die pad van goddeloses loop dood. Ek lees dit weer. Ja, die Here dra sorg vir die pad van regverdiges, maar die pad van goddeloses loop dood. Nou vandag is, soos ons almal weet, Moedersdag. Nou, die Tamil-sprekers, dit is 'n groot groep mense in Suid-Indië. Hulle is mense wat pragtige, ryklik versierde en indrukwekkende tempels bou. En daar is 'n Tamil spreekwoord wat sê, geen tempel is mooier as 'n mens se moeder nie. En vandag op hierdie Moedersdag is dit belangrik dat ons sal verstaan dat goeie mammas leer hulle kinders veral Bybelse waarhede en lesse. En daarvoor behoort jy as kind en ons wat reeds groot is, diep dankbaar te wees, want om Bybelse waarhede te verstaan en te gehoorsaam is eintlik verskriklik belangrik. 'n Gelowige ma sal ook haar kind leer om die padtekens van die lewe raak te sien en om dit te gehoorsaam. En hoekom? Want die verontagsaming of ignorering van padtekens op ons paaie kan verskriklike gevolge hê. Immers is elke een van ons 'n reisiger op pad na die ewigheid. En as jy en ek die padtekens in die Bybel ook verontagsaam en ignoreer, dan kan dit bitter tragiese gevolge hê. Want my lewenspad, jou lewenspad, gaan net een van twee plekke eindig. Net in die hemel of in die hel. Geen ander keuse nie, een van daardie twee. En hier in Psalm 1 leer ons van die paaie van die mens, die twee paaie. Ons teks sê, ja, die Here dra sorg vir die pad van regverdiges, maar die pad van goddeloses loop dood. Soos ek en jy nou wil hê dat ons lewenspaadjie uiteindelik sal uitloop in die hemel, dan moet ons baie mooi kyk na watter padtekens gee die Bybel vir ons, om nie net op die regte pad te bly nie, maar om uiteindelik ook in die hemel uit te kom.
En nou gaan ek vir julle 'n klompie padtekens wys. En veral omdat die gesin baie keer in 'n motor ry, saam ry, dink ek is belangrik dat ons elke een as 'n gesin dit ook sal ter harte neem wat ons vanoggend hier sien. Iemand het eendag gesê, jou gesin is die beste span wat jy ooit sal hê. Kom ons kyk na 'n klompie padtekens. My heel eerste teken is maklik, né? 'n Stopteken. Het julle geweet dat die Bybel vir ons ook van stoptekens vertel? Net nadat koning Saul gekroon is as die heel eerste koning van Israel deur Samuel, het Samuel vir Saul eers eenkant geroep en toe sê hy vir hom hierdie woorde in 1 Samuel 9 vers 27. Maar staan jy eers stil dat ek jou die woord van God kan laat hoor. Ons jaag dikwels so vinnig deur die lewe. Ons is so besig met ons eie dinge dat ons heeltemal vergeet om te stop wanneer dit regtig nodig is vir ons geestelike lewe. En tog is dit wonderlik om te weet die Here het ook vir ons sulke stilhou plekke gegee. En dit is plekke soos 'n Sondag, 'n erediens soos vanoggend, of plekke soos 'n Bybelstudie, of wanneer ek in my binnekamer Bybel lees en stil word en bid. En iemand wat nie by 'n stopstraat stop nie, kan mos nou baie maklike ongeluk maak. En dit kan slegte gevolge hê. Nou net soos dit met die mens wat nie by die stopplekke van die lewe wat die Here vir ons gee, kom en dit gebruik nie. So mense lewe sal uiteindelik een groot gemors wees. En hy kan ook ander mense se lewens opmors. So as jy nou weer 'n stopteken sien, onthou dat die Here wil hê dat ons gereeld op ons lewenspad moet stop en stil word om na sy stem te luister. Die tweede padteken. Wat beteken dit skrywe? 'n Kruispad. Het julle geweet dat die Bybel praat ook van 'n kruispad? In Obadja 1 vers 14 staan: jy moes nie by die kruispaaie gaan staan het nie. Wanneer 'n mens by 'n kruispad kom, dan moet jy kies watter pad gaan jy volg. As jy verkeerd kies, kan jy dalk nooit by jou regte bestemming uitkom nie. En net so gemeente kry ons as gelowiges ook dikwels met kruispaaie te doen. Wanneer is dit? Dit is wanneer jy 'n keuse moet maak tussen die Here en iets anders. Tussen reg en verkeerd. Partykeer moet jy kies tussen jou godsdiens en jou gewildheid. Partykeer moet jy kies tussen jou geloof en jou vriende. Eintlik is daar vele kere wat ons as Christene keuses moet maak. En sulke tye is dit sekerlik altyd maar die veiligste om die Here te kies. Want as jy verkeerd kies, kom jy dalk nooit by jou ewige bestemming uit nie. Kom ons kry ons derde padteken. Dit is 'n effense draai na regs. Dit gebeur soms dat 'n Christen 'n pylreguit pad loop vir 'n lang tyd en dan kom die versoeking om van daardie pad af te wyk. Watter Bybelse padteken kry ons om vir ons te help om nie af te wyk nie? Ons kry dit in Deuteronomium hoofstuk 5. Daar staan: bly op die pad wat die Here julle God vir julle aangewys het. Die 2020 vertaling sê jy mag nie links of regs afwyk nie. So die kind van die Here moet pas op dat hy nie van die reguit pad afwyk nie. En partykeer wyk jy net so effens af. Maar dis eintlik al klaar gevaarlik, want dit kan maklik gebeur dat ek nog verder self sal afwyk. En dit kan gebeur wanneer iets gebeur soos die volgende padteken. Daardie padteken sê daar's 'n skerp draai na regs. As 'n mens eers begin om af te wyk, dan kan dit baie maklik gebeur dat jy uiteindelik al hoe verder en verder afwyk van die pad van die Here. En op die ou einde kan jy selfs 'n ommeswaai of 'n ommekeer maak. En die vyfde padteken wat vir ons dit bewys, is 'n haarnaaldboog. Daar sien jy, dit beteken jy gaan as jy ry, presies terugry in dieselfde rigting waarvandaan jy nou net gekom het.
En weet jy, dit is so tragies dat daar dikwels gebeur dat van die kinders van die Here vir 'n baie lang ruk op 'n reguit pad loop en dan begin hulle, soos ons gesê het, geleidelik afwyk en soms wyk hulle so geweldig af dat hulle eintlik terugloop op presies dieselfde pad en in dieselfde rigting as voordat jy jou hart vir die Here gegee het. Nou vir sulke mense moet ons ook 'n padteken uit die Bybel uitwys. Kom ons kyk wat is die volgende een. Nou wat 'n kind gaan nou probeer om vir my te sê wat is daai? Daai is 'n teken wat sê jy mag nie 'n U-draai maak nie. Vir 'n gelowige is daar geen pad terug nie. Nou waar kry ons hierdie padteken in die Bybel? Lukas 9 vers 62 sê: niemand wat sy hand aan die ploeg slaan en dan omkyk is geskik vir die koninkryk van God nie. Dink maar net aan Lot se vrou. Lot se vrou het direk teen die Here se opdrag teruggekyk na die sondige stad Sodom. En toe verander die Here haar vir altyd in 'n soutpilaar. My volgende padteken sê dat die pad vorentoe nouer word. Partykeer ry ons heerlik op 'n breë pad en dan skielik word die pad nouer. En dan is dit nie meer so maklik en so veilig om op daardie pad te ry nie. Nou die Bybel praat ook van die breë pad en die smal pad. Die breë pad is die pad van die wêreld, die pad van die sonde, die lekker pad. En baie mense loop tog al te lekker op die pad van die wêreld, die pad van die sonde. Maar wanneer jy tot bekering kom, dan verander jou pad en dan verlaat jy die breë weg en dan loop jy op die smal weg. Maar die smal weg is nie altyd so maklik nie. Kom ons hoor wat sê Matteus 7 vers 13 tot 14. En ek lees dit soos dit in die boodskap, die meer moderne Afrikaanse vertaling vertaal word. Daar staan: die pad wat na God se nuwe wêreld toe lei is baie moeilik en ook bitter smal. Min mense loop daarop omdat dit groot opofferings vra. Aan die ander kant staan daar is die pad wat na die hel toe lei, maklik om te loop en baie breed. Nou terwyl ons nou oor die smal pad praat, wil ek ook graag nog 'n padteken vir julle wys. Hierdie padteken wys vir ons iets wat ons nogal dikwels hier in ons dorp ook het: spoedhobbels. 'n Spoedhobbel breek jou spoed. Net so kry ons, wanneer jy 'n kind van die Here is, ook dikwels op jou lewenspad spoedhobbels wat jou spoed breek. En dis 'n pad, soos die Engelse sê, 'n pad van ups en downs. En op hierdie pad te bly, om op hierdie smal pad te bly vol spoedhobbels, vra ook moed, durf en opofferings. Maar die heerlike wete is daar, dat selfs op die hobbelpad van die Christen is jy nooit alleen nie. Want Psalm 121 sê vir ons baie duidelik: die Here is die skaduwee aan jou regterhand. En dan is daar nog 'n padteken wat ons baie keer kry op die pad van die gelowige. En daar sien ons 'n waarskuwing teen vallende rotse, teen losklippe wat dalk jou pad kan toeval. Nou 'n gelowige kry ook dikwels rotse op sy lewenspad, want almal van ons gaan ook maar deur ernstige beproewings en donker dae. En soms voel dit behoorlik asof daar rotse op jou lewenspad val. Maar nou is dit wonderlik om te weet, die Here sê vir ons in Psalm 114, dat die Here rotse verander in waterkuile. Die Here verander rotse in waterkuile. Hy sê ook in Psalm 91, in die nood sal ek by jou wees. En in Psalm 73 hoor ons: God is my sterkte, aan hom behoort ek vir altyd. So jy en ek kan maar weet, wanneer daar ernstige dinge op ons lewenspad gebeur, rotse ons pad toeval, dat jy dink jy kan nie meer verder nie, dan is dit wonderlik om te weet dat die Here is steeds by jou. En hierdie moeilike smal weg word vir ons deur nog 'n padteken gewys. Hierdie smal weg is ook 'n pad wat 'n styl opdraande kan wees. 'n Christen moet weet daar sal op jou lewenspad styl opdraandes kom, styltes.
En die lewe van die Christen is baie dikwels 'n opdraande stryd. Maar ook in hierdie opdraande stryd is dit so wonderlik om te weet, al lei my weg deur steiltes, sal God my bystaan en help. Maar daar's nog 'n gevaar op 'n mens se lewenspad. En hierdie teken wys vir ons styl afdraande. Ons weet almal 'n styl afdraande is baie gevaarlik. Jy kan so maklik beheer oor jou kar verloor en dan hardloop hy weg sonder dat jy hom kan stop. En as jy eers beheer oor jou kar verloor het, kan dit verskriklike lelike ongelukke veroorsaak. Waar kry ons hierdie Bybelse padteken in die Bybel? Ons kry dit in Numeri 22 vers 32. Daar sê die Here vir Biliam: Ek sien jy is op 'n gevaarlike pad. Die ouer vertaling sê dit eintlik mooier gestel. Daar staan: Kyk, jou weg loop gevaarlik styl in my oog. Miskien is daar iemand hier in die kerk ook vanoggend wie se pad gevaarlik styl afdraande begin beweeg het. As 'n mens se pad so word dat jy begin wegdwaal van die Here, dan is jy op 'n afdraande pad. En baie mense is geestelik op 'n baie gevaarlike styl afdraande en besig om al meer en meer van die Here vervreemd te raak. En daarom moet ons almal tog seker maak dat ons nie dalk ook op die afdraande pad is, of dat ons weg nie ook gevaarlik styl in die oë van die Here loop nie. My volgende padteken is iets wat ons waarsku teen 'n glyerige pad. Nou veral die boere weet, as die reën lekker hard geval het en die grondpad is papnat, dan is daardie pad baie glyerig, baie glad, en 'n gladde pad kan baie maklik so gevaarlik raak dat jy selfs heeltemal van die pad afgly. Nou medegelowiges, op die lewenspad raak party mense ook dikwels die pad byster. Hulle raak skoon deur mekaar en verloor dan eintlik beheer oor hulle eie lewens. En dit gebeur wanneer ek nie naby die Here lewe nie en wanneer ek nie die Bybelse padtekens gehoorsaam nie. In Psalm 73 vers 18 volgens die Boodskap se vertaling skryf die psalmdigter: Ek het besef dat slegte mense op baie gladde paaie stap. In Psalm 35 vers 6 bid Dawid vir die Here om die pad van sy ongelowige teenstanders en vyande donker en glibberig te maak. So 'n mens kan net beheer oor jou eie lewe behou as jy die beheer van jou lewensmotor aan die Here oorlaat. Want wanneer jou lewensmotor van die pad wil afgly, kan net hy hom op sy wiele hou. Nou gaan ek nog 'n voorbeeld wys van hoe 'n mens se pad kan word. Hierdie teken waarsku vir ons teen 'n kronkelpad. Nou 'n kronkelpad is 'n pad met allerlei draaie en swaaye. En die padteken in die Bybel kry ons in Spreuke 21 vers 8. Daar staan: 'n slegte mens loop krom paaie. Die onverskillige mens is soos 'n dronk ou wat eintlik glad nie weet in watter rigting hy moet loop nie. Daar's geen rigting nie. Hy slinger heen en weer oor die pad en hy kan ook nie vertrou word nie. En ons sien baie keer hier ook in ons dorp, baie kere as ek by Eendakuil gaan preek, sien ek langs die pad hoe dat van die voetgangers hier voor jou al wil inslinger. Nou gemeente, ons moet ernstig daarteen waak dat ons geestelik nie 'n kronkelpad sal loop nie. Ons mag nie word soos 'n proppie wat op die woeste see rondgeslinger word nie. Ons moet 'n anker in ons lewens hê, vastigheid, rigting en koers. En dit kan ons net kry as ons in die voetspore van Jesus volg. Want sy pad was 'n reguit pad. Was nie 'n kronkelpad nie. Dit was 'n pad van volkomme gehoorsaamheid aan ons hemelse Vader. Nou gaan ek nog drie of vier padtekens wys wat die Bybel vir ons gee om ons te leer hoe jy teenoor ander moet optree. Ons moet altyd onthou, jy's nie alleen op hierdie lewenspad nie. Ons het almal 'n klomp mense wat saam met ons op die lewenspad is. En die Bybel leer ons ook hoe ons teenoor hulle moet optree.
En daardie teken is 'n toegee teken. Dit beteken dat jy 'n ander motor aan 'n ander pad moet voorrang gee om eerste te ry. Nou net so wil die Here hê moet ons ook toegeeflik wees. Ons moet leer om nie altyd ons eie sin te wil kry nie, om nie altyd eerste te wees nie en om nie altyd ons wil op almal te wil afdwing nie. Hierdie teken leer vir ons om die minste te wees en nie onsself altyd eerste te wil stel nie, maar om ander mense hoër te ag as onsself. Nou waar kry ons hierdie padteken in die Bybel? Ons kry dit in Filippense 2 vers 4. Hoor mooi wat staan daar. Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van ander. So ons moet in die lewe leer om toe te gee, om die eie ek te kruisig. In my jarelange betrokkenheid by kerke en gemeentes het ek agtergekom dat daar ongelukkig selfs onder kerkmense dikwels 'n gebrek aan toegeeflikheid en verdraagsaamheid is. Al is daar baie mense wat onselfsugtig en onliefdevol in ons kerke funksioneer, het ek ook agtergekom, nie almal is ewe bereid om net aan hulle eie belange nie te dink nie, maar of net aan hulle eie belange te dink nie, maar ook aan die van ander. Ons kom by nog 'n padteken en dit is 'n voetoorgang. Hier is 'n hele paar voetoorgange in ons dorp ook. En dit sluit nou aan by die vorige gedagte. Party mense ry eenvoudig nie stadiger by 'n voetoorgang nie. Ek weet van 'n seentjie wat oor 'n voetoorgang gestap het en toe 'n motoris wat nie betyds gestop het nie of wat te vinnig gery het, daardie seentjie doodgery het. En party mense is ook so. Hulle dink niks daarvan dat hulle ander mense op die pad van die lewe moet respekteer nie. En hierdie teken leer ons om ander mense ook te respekteer. En dit kry ons hierdie padteken in die Bybel in Matteus 7 vers 12. Daar gee Jesus vir ons hierdie padteken as hy sê: alles wat julle wil hê dat die mense aan julle moet doen, moet julle ook aan hulle doen. En daarom, gemeente, ons moet ander mense se gevoelens in ag neem en respekteer. En dan kry ons nog 'n padteken. En dit is 'n padteken wat ons waarsku teen padwerkers wat besig is om aan die pad te werk. Ons moet ook respek hê vir die mense wat ons paaie regmaak. As ons hulle raak kry of selfs doodry, dan sal mense nie meer op die paaie wil werk nie en dan het ons 'n probleem. Gemeente, daar is ook in ons lewens, op ons lewenspad, mense wat werk aan ons lewens. Dit is mense soos ons dominees, ons onderwysers, ons kerkraadslede, partykeer ook ons vriende, ons familie. En dit is mense wat ons help om ons lewens op te bou en op een of ander manier ons lewenspad reg te hou. En daarom moet ons na hulle luister en hulle advies aanvaar. Dan gee ek 3 padtekens wat eintlik by mekaar hoort. Die volgende een wat ons sien is 'n padteken wat sê geen ingang nie. In die Bybel beteken dit vir ons dat jy as kind van die Here mag aan sekere dinge dood eenvoudig nie deelneem nie. Jy mag nie daar inry nie. As daai padteken so staan, mag jy nie daar inry nie. En dit sê vir ons dat die Here wil hê daar's sekere dinge waarmee ons niks te doen moet hê nie. Party dinge is vir ons aantreklik, aanloklik en ons dink, kom ek probeer dit maar. Maar die Here sê nee, moenie verkeerde dinge doen nie. En die volgende 2 tekens gee ook vir ons versterking van wat ek pas gesê het. En dit is 'n teken wat sê stilhou verbode en geen parkering. Partykeer wil ons as gelowiges ook net so bietjie stil staan op 'n pad waar daar of op 'n plek waar dit eintlik gevaarlik is en waar 'n kind van die Here nie hoort nie. En daarom waarsku Psalm 1 vir ons ook in vers 1 om nie te gaan staan op die pad van sondaars of te sit in die byeenkoms van spotters nie. Daar is sekere dinge wat dalk vir jou en my nie verkeerd lyk nie, maar die Here wil nie hê dat ons daar sal stilhou of sal rondhang by dinge wat moontlik ons lewenspad van God kan wegtrek nie.
Ons moet baie versigtig wees waar ons stilhou en waar ons verkeer. En dit sluit dinge in soos verkeerde maats, vriende, verslegte geselskap en gesprekke, leentaal, vuil grappe, haatdraandheid, 'n liefdelose geskinder en baie ander lelike gewoontes. Dit is alles dinge waarby jy en ek as gelowige nie mag stil staan nie. Die Christen moet by hierdie gevaarplekke verbyloop en aanhou totdat hy of sy by jou eindbestemming kom. En die Bybelse padteken wat ons waarsku om nie by verkeerde plekke stil te hou nie, kry ons in Spreuke 1 vers 10 wat sê: as die sondaars jou wil verlei, my seun, moenie toegee nie. Nou gaan ek 'n laaste padteken wys. Ons het in ons teks gelees dat die pad van die goddelose lei tot ondergang. Of soos die 2020 vertaling sê, daardie pad loop dood. En hierdie is 'n doodloopstraat. Dit loop uit op niks. En so is ook die uiteinde van die goddelose mens. Omdat hy of sy nie die tekens in die Bybel gehoorsaam het nie, loop sy of haar pad uiteindelik dood in die ewige verderf. En dan kan niks hom of haar meer red nie. Hoor daarom weer ons teks wat sê: ja, die Here sorg vir die pad van die regverdiges, maar die pad van die goddeloses loop dood. Medegelowiges, as jy en ek graag wil hê dat ons op ons lewenspad so moet beweeg dat ons uiteindelik ons pad in die hemelstad uitloop. Onthou dan asseblief die woorde van Spreuke 3 vers 6 wat sê: ken hom in alles wat jy doen en hy sal jou die regte pad laat loop. Onthou ook die woorde van Dawid in Psalm 119 as hy sê: u woord is die lamp wat my weg wys, die lig op my pad. Maar van al die Bybelse padtekens is die kruis van Jesus Christus die heel belangrikste. Hoekom? Want as 'n mens Jesus Christus in jou lewe kies en hom eers te stel, dan word hy die wegwyser wat jou die pad na die ewige lewe wys. Hy wat aan die kruis gehang het, is die enigste een wat jou kan help om ook veilig daar uit te kom. Want dis hy wat in Johannes 14 vers 6 gesê het: ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Ek sluit af. Aan al ons moeders en oumas wat oor jare heen hulle kinders en selfs kleinkinders die lesse en die padteken van die lewe geleer het, moet ons vandag eer gee. Ons sal eer U. En my gebed is dat ons vroue en moeders, maar ook ons mans, vaders en kinders, nooit die padtekens uit die woord van God sal verontagsaam of ignoreer nie. Laat ons elke keer wanneer ons weer in 'n kar ry en ons sien 'n padteken, dink aan wat het die Here vir ons oor hierdie padteken in sy woord te sê. En as jy dan nou met Jesus as wegwyser en met jou oog gefestig op die gekruisigde lewenspad, jou aardse lewe, as jy gekruisigde Jesus, as jy jou oog rig op hom, dan sal jou en my aardse lewenspad ook uiteindelik uitloop op die ewige lewe. En dan sal jy en ek saam met Paulus in 1 Timoteus 4 vers 7 kan uitroep: ek het die goeie wedloop afgelê. Ek het die wenstreep bereik. Ek het gelowig enduit volgehou. Nou wag die oorwinnaarskroon vir my, die lewe by God. Amen. Kom ons dank. Here, dankie dat U vanoggend uit U woord met ons gepraat het. U woord is skerper en kragtiger as enige tweesnydende swaard. En Here, vanoggend het U die Bybel gebruik om vir ons te wys watter padtekens ons in die lewe moet gehoorsaam. En my gebed, Here, is vanoggend dat elke een wat in hierdie kerk vanoggend sit, maar ook elke gelowige, daardie padtekens nie net sal respekteer nie, maar ook sal gehoorsaam, sodat ons pad
deur die genade van Jesus Christus sal uitloop op die hemelse stad. Dankie Vader vir 'n gemeente wat aan U toegewyd is. Dankie vir ons leraars, ons pastoriegesinne, ons kerkraadslede, ons amptenare wat met toewyding U dien in hierdie gemeente. Here, gee dat hierdie gemeente werklik 'n kragtige en 'n lewende en 'n verfrissende stroom water sal wees wat ook uitreik na die wêreld rondom ons. Here, ons bid vir ons land, vir ons volk met al die probleme. Ons weet dat ons land is in chaos, maar ons weet ook, Here, U alleen kan vir ons die regte pad laat loop en ook ons leiers die regte pad laat loop. Ons vra dan nou dat U ons sondes sal vergewe in die naam van Jesus Christus. Amen. Elke een behoort te weet. 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 Wie Jezus is. Elke een behoort te weet. 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 Wie Jezus is. Hy is die lelie van die veld. Hy is die lelie van die. Hy is die blink en môre ster. Hy is die blink en môre. Hy is die skoonste van 10.000. Hy is die skoonste van 10. Elke een behoort te weet. Everybody ought to know. 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 Oh, Jesus is. Everybody ought to know. 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 Oh, Jesus is. He's the lily of the valley. He's the lily of the He's the bright and morning star. He's the bright and morning. He's the fairest of 10,000. He's the fairest of 10. Everybody ought to know. Elke een behoort te weet. 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 Wie Jezus is. Elke een behoort te weet. 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 Wie Jezus is.
ontvang die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met jou wees en bly. Amen.